Goeienaand, geliefdes. Baie welkom vanaand by ons tweede tafel, van aan tafel met Jesus, ons tweede Pinksteraand. Ek sien julle lyk so 'n bietjie meer as gisteraand. Van dieselfde gesigte as 'n klomp nuus. Baie welkom. Ek hoop julle lekker om hierdie eerste aand saam met ons te wees. Maar anders as dit, kom ons begin en dan sluit ons die oë. In Christus naam vir die Here. Here Vader, ons voel so geëerd om aan die tafels te kan sit, Here, saam met die kinders. Here, en ja, ons het verskillende lewens en verskillende maniere hoe ons dink, Here, en ja, hierdie dag het dalk gegaan verby soos 'n woesterwind seker. Maar Here, hier sit ons en ons het ergens 'n bietjie 'n oomblik van vrede en genade dat ons hier kan hê, Here, en ons gaan vanaand saam sop eet en net 'n oomblik hê waar ons naby aan mekaar is. En naby aan U. Here, mag U die aand seën, Here, en die woord wat ons gaan lees. Mag ons meer leer, Here, hoe U die alledaagse doen. Nie net die kerkdinge nie. Ons vra dit vanaand, nie omdat ons verdien nie, Here, maar omdat ons weet U is genadig. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ook die Heilige Gees. Amen. Nou net soos 'n bietjie van 'n recap van nou gisteraand. Ek gaan net so half 'n inleiding gee. Ek gaan eintlik so half amper soos die rugby net die scores gee van wat nou so julle gaan nie die game gaan gekyk het nie, maar julle het ten minste weet waar ons is. Ons het nou so gisteraand gepraat oor die eerste tafel saam met Jesus en die idee van hierdie hele week is om te sien hoe Jesus aan tafel met mense sit. Nou ons het begin om te sê dat hoe jy eet en saam met wie jy eet en jou tafelgewoonte sê baie oor jou, baie meer as wat jy dink. Ek dink dit verklap baie van 'n mens, die manier hoe jy saam met mense om tafel sit. En ons het by jou gesê dat as ons is hoe ons eet, dan kan ons ook sê God is hoe hy eet. En ons het dit gesien deur Christus se lewe, die manier hoe hy saam met mense aan tafel gesit het. Dis die manier hoe ons God sien op daai manier aan tafel. Nou ons eerste tafel gisteraand was nou juist die tafel by Emmaus. Dit is reg aan die einde van die Lukas evangelie. Gee vir ons 'n bietjie van 'n sleutel wat eintlik die hele evangelie oopsluit. En Jesus wat so 'n soort van die vreemdeling is, gekruisigde vreemdeling wat daar by ons kom sit. En die doel van gisteraand se tafel was die bewustheid dat die tafels waarop ons sit nie aan ons behoort nie. Die tafels waar ons sit, is God wat ons uitnooi na die tafels. Dis nie ons tafels. En ek dink dis altyd so 'n waardevolle ding. Hy is die gasheer. En ons vind onsself op verskillende tafels by verskillende mense hierdie week en hierdie dag. En elkeen van hierdie tafels is ons so dankbaar dat God ons genooi het na daai tafels. En dit is al die begin van ons storie. Nou vandag gaan ek vir ons 'n interessante storie lees in Lukas 7. Nog 'n tafel wat Christus aangesit het. Dis so 'n bietjie van 'n drama. So ek gaan nou vir julle lees en luister lekker saam. Dit is in Lukas 7 vanaf vers 36. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseër wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, 2 mense was in 'n skuld by die geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een by wie hy die meeste kwytgeskeld het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir sy Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis ingekom en jy
water het jy vir my voete nie gegee nie, maar sy het haar trane vir my voete gegee en het nat gemaak, en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, en sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Tot sover. Dit is nogal 'n kragtige stuk, né? Verskriklike drama wat daar aangaan. Ek dink die begin van die Lukas evangelie, die eerste keer waar Jesus aan 'n tafel verskyn is nou nie hier nie, dis in Lukas 5. Wat ons lees van dit is dat die mense praat oor Jesus wat sit saam met 'n klomp mense wat tollenaars is en sondaars is, en dan sê hulle, Jesus is 'n vraat en 'n wynsuiper. Hy gee nie om saam met wie hy sit nie. Daar waar hy kan wyn kry en daar waar hy kan kos kry, daar sit hy. Dis wat hulle nou op die ouderdom genoem het. Hy sit sommer saam met enige mense. En nou word hy genooi na 'n Fariseer se huis toe, Simon die Fariseer. Nou om dit in eenvoudig Afrikaans te sê, die eerste tafel wat Jesus aangesit het in Lukas 5 was 'n pub lunch, né? En die ete wat hy nou aan is so asof hy by die pastorie sit, né? Jy kan sien die twee verskille wat daar aangaan. En almal wat genooi is na hierdie ete by die pastorie is natuurlik die deftige mense. Al die mense van die dorp wat 'n bietjie aansien het, 'n bietjie geld het, wat eintlik gesiene mense is, al daai mense is daar. Nou om hierdie storie te verstaan, moet jy iets verstaan van die Jode se reinheidswette. Nou in Jerusalem, weet ons, by die tempel self, was daar reg in die middel van die tempel was hierdie gedeelte wat hulle noem die allerheiligste, nee, waar niemand eintlik mag gekom het nie, waar daar was God se teenwoordigheid. En as jy bietjie verder gekom het, kon die priesters daar kom, en as jy bietjie verder kom, kon die leviete daar kom, en dan, soos hy uitgebrei het, die sirkels rondom die tempel, het die mense al hoe minder rein geword. En ek sê dit so vreemd, want die kerkerige mense, en ek gebruik daai woord, want die mense wat baie vroom was, die mense wat baie hulle hande op die regte maniere gewas het, en die regte Bybelverse gesê, hulle het gewoonlik reg rondom die tempel gebly, so naby as moontlik. En dan hoe verder jy van die tempel af bly, dan was jy die tipe mense wat nie so kerkerig was nie. Ja, julle hoor wat ek sê met dit. So as jy nou een van die sondaars was, of miskien die prostituie, of die uitgestotenis, dan sou hulle in die mure van Jerusalem gebly het, ver van alles af. So as julle nou sou vanaand sê, julle wat hier voor is, teens julle op boos, julle sou nou die Fariseërs gewees het, nee, die skrifgeleerdes, die manne wat so naby aan die tempel as moontlik kon kom. En dan daar agter op die plek, jammer om te sê, oom sou nie genooi geword het na hierdie spesifieke eetgeleentheid. Daar verder af, jy sou nie daar uitgekom het, daai mense is nie genooi. Nou hierdie vrou kom by 'n geleentheid aan en sy skep eintlik 'n baie ongemaklike situasie. Nou kan jy dink as jy nou ooit by 'n troue gewees, wat nou 'n deftige situasie is, en dan sit jy op by die tafel, en dan begin iemand op by die troutafel wat jy sit, grappies vertel wat jou eintlik so 'n bietjie laat voel. Jy het nou ooit op daai situasie gevoel, en jy voel dat jy wou eintlik wegkry, né? Nou, dis nie presies wat hier gebeur het, maar 'n gevoel van ongemaklikheid, van jy voel jy wil jou kop onder die tafel insteek en eintlik al wegkry. Dis wat hier aangaan. Een van die interessante dinge van reinheid was dat om rein te wees het tog iets gesê vir hulle oor jou verhouding met die Here. En dit gegaan oor die feit dat ek tog ernstig my pad met die Here op en baie van dit het gegaan oor hoe ek myself was en eintlik met wie ek eet. En hoe ek eet. En saam met wie ek nie eet nie. Het 'n groot rol gespeel in my reinheid van hoe ek saam met God stap en wat ek van my pad met God dink. En dis 'n baie interessante ding. Maar nou kom hierdie geleentheid en soos ek sê, dis die Fariseërs en die kerkmense wat daar sit. En hier kom 'n vrou wat definitief nie van hier af kom nie. Hom koos nie by julle sirkel nie. Hy kom daar agter daar met Wouter is. Sy kom ingestap. En eerstens mag sy nie noodwendig daar gewees het nie, want ek dink daar was 'n mansgeleentheid en dit was vreemd vir 'n vrou om net soos tussen 'n mansgeselskap in te stap. En sy kom in en sy kom naby aan Jesus. En sy huil op sy voete.
Nou dink gaan net eenvoudig, vanaand is nie noodwendig 'n deftige geleentheid, dit is 'n gemaklike geleentheid. Maar selfs vanaand, as daar 'n vrou sou inkom wat niemand van ons ken nie, of dalk ken ons haar, maar ons praat nie oor haar nie. En sy sou ingekom het en stadig so langs die muur afgeloop het, want aan Jesus het hy die mense gelê langs die tafel, hulle voete was so buitentoe. Stadig langs die muur afgeloop het terwyl sy huil, en sy sou gaan sit het by een van ons. En sy sy voete gesoen het, en die trane oor jou voete gedrup het, en jou haar afgevee. Ons almal sou dit agtergekom, né? En ons almal sou nie eintlik geweet het wat om te doen met hierdie situasie nie. En hoe Jesus doen die vreemdste ding. Hy doen niks. Hy doen fisies niks. Hy laat haar toe. Hy laat haar toe om te doen wat sy moet doen. Dit blyf my half een van die fascinerendste dinge. Hy laat haar toe om die liefde te gee wat sy nodig het om op daai oomblik te gee. En dit ontstel die mense. Want een van die goed is, vir wat hulle dink is, as Jesus regtig 'n rein man moet wees, en 'n gesonde man na die Here, dan sou hy weet dat hierdie vrou is nie eintlik 'n gesonde mens nie, en dit sou sy plig wees om haar weg te hou van hom af. Hy moes haar wegstoot vir homself. Om homself skoon te hou, moes hy hierdie mense wegstoot. En dit is asof Jesus 'n interessante grens oorsteek. Van wat is regtig rein en wat is nie rein. Wat is vir God iets wat sy aandag trek en wat nie. Nou is 'n interessante ding, ons praat nou van die hele gebeurtenis van die tempel en die gordyn wat die mense geskei het tog van God, en dat die hele idee van Jesus was eintlik om hierdie grense oor te skry, en met sy dood is daai gordyn natuurlik geskeur. En hy vertel 'n storie. Hy sê, hoeveel van julle, sê net nou was die 2 mans, en die een het baie geskuld en die een het min geskuld. En hulle albei se skuld is afgeskryf. Wie sou die meeste liefde bewys aan die een wat hulle afgeskryf? En hulle sê die een wat die meeste is. Nou hier kom die vraag in daai storie. Simon dink natuurlik dat hy is min sonde vrygestel. Hy dink hy verdien om naby aan God te mag wees. En dis daai ding, né? Hy dink hy verdien sy plek aan die tafel. Want hy is 'n beter mens. 'n Gesonder mens, 'n kerkerige mens, 'n gebedsmens. En omdat hy dit is, verdien hy die plek wat hy het aan die tafel. En ek wil nie sê God skuld hom nie, maar God skuld hom intimiteit. Volgens hom. En ons sê dit nie hardop nie, maar dit is tog 'n ding wat baie keer van ons onderlangs dink. Dit is 'n vreemde ding, né? En Jesus skuif hierdie hele idee van intimiteit nie na iemand wat die regte skeiding het tussen ander mense, die regte hande was en die regte eet goed nie, maar iemand wat sy hart God regtig liefhet. En omgee. Nou, dit is nou alles deel van die storie. Nou die een vraag kom hier in. Wie sou ek nie nooi vandag na my huis toe? En ook 'n ander vraag, om dit eintlik al makliker te stel, wie sou ek keer om naby aan te word? Of keer om naby aan my te kom? Net oor die feit dat ek voel, ons pas nie by mekaar nie, ons is verskillende mense, ons kultuur is dalk anders, miskien glo ons bietjie anders, maar dit gaan maak dat ek wil nie eintlik jou naby aan my hê nie. Ek sal jou groet, en ons sal praat en ons sal eintlik, maar ek gaan eintlik vermy om naby aan jou te wees. En nou as ek dit nou sê, dan begin haar eerste gedagte in ons kop so. Die vraag vanaand is, saam met wie eet Jesus? En as ek nou daai ding sê, dan dink ons maar ons, okay, miskien moet ek nou meer mense nooi, né? Mense wat buite my kringe is, miskien moet ek met meer mense vriende maak, mense wat anders is, ek is nie, en ek dink glad nie dis waaroor dit gaan nie. Ek dink nie dit gaan noodwendig oor om
vriende te maak met mense, soveel as moontlik wat verskillend van jou is. Maar om mense met 'n opregte hart toe te laat om by tye naby aan jou te kom, is iets wat Christus hier wys. Het jy geweet dat jy soms net in 'n oomblik van nabyheid langs iemand kan sit en 'n koppie koffie drink, wat totaal verskillend as jy is? En dit net toelaat. Net toelaat om daar te sit vir 'n oomblik en menslik te wees. Het jy al gebeur dat jy langs iemand kan sit en miskien ietsie wat jy het deel met hulle, sonder dat dit bybedoelings het van nou moet ons vriende wees en nou moet ons 'n diep verhouding bou, net uit die hele menslikheid van ons is saam met die pad. Ons is besig om saam met die pad te stap. Die diep menslikheid. Ek het hierdie storie, nee, ek sit en dink altyd aan die goed wat ons skei, en die mense wat wil voorsit, want hulle voel, hulle verstaan God bietjie beter, en hulle verdien eintlik die Here se verhouding beter. Ek het my seentjie, en my dogtertjie, as hulle nou klein is, ek nou dink, jy gee net vir hulle spesifieke sjokolades, nee? As jy nou 'n Ferrero Rocher kry, of nou lekker Lindt sjokolades, die kinders weet nie van daai sjokolades nie, hulle kry die eenvoudige sjokolade. Ek weet nie of julle ook almal daai selfde dinge gedoen het nie. Daar is 'n gevoel van, hulle gaan dit nie waardeer nie, nee? Jy weet, hulle kan enige sjokolade eet, en hulle gaan okay wees daarmee, en is daai hele idee van, hulle waardeer dit nie. Maar in dieselfde sin, kom ek agter, daar's 'n verskil daarin. Dit gaan nie noodwendig oor die feit dat hulle kinders is. Dit gaan oor die feit dat, ek het vandag my seentjie gesien 5 piesangs eet, sonder dat hy dink aan. Hy gobbel net alles op. Hy gaan dit op daai stadium waardeer, maar sê nou maar hierdie situasies waar, dit gaan finansiëel swaar met ons gesin, sodat ons vir maande nie eintlik ietsie lekkers kon kry. En uit 'n geleentheid gee iemand vir ons 'n bakkie Ferrero Rocher om te sê dankie dat ons daar was op die oomblik wat hulle nodig gehad het, of wat ook al. Gaan ek vir my kind van dit gee? Ek gaan. Want op daai oomblik gaan hy waardeer. Op daai oomblik gaan hy verstaan dat hierdie is iets spesiaals, iets kosbaars en iets waardevols. Ek dink nie Christus sê noodwendig dat ons moet kyk hoe vreemd mense kan wees en wat ons met vriende maak nie, maar om te kan sien dat mense soms in opregte harte besig is om die lewe te lewe. En ons sien dit nie altyd raak nie. En ons skei onsself aan. Want ons pas nie by hulle nie. En een ding wat Christus sê, as jy iemand sien met 'n opregte hart, wat regtig liefde toon, dan is jy veronderstel om by daai persoon te wees. En ek vraag my vandag hierdie week af, wie het onlangs my met soveel respek en liefde hanteer, al het ek eintlik gedink hulle was anders as ek. Daar kon hy. Ek sê nou daai woord net omdat die Bybelwoord is net. Wie het my met soveel respek en liefde hanteer hierdie week of hierdie maand? Al is ons totaal verskillend. Ek het dit al 'n paar keer in die kerk gesê, ek het al in huise gewees met van mense wat brandarm is en ek het so welkom gevoel. En ek was al in huise gewees met mense met ontsaglik baie, meer as wat ek ooit sal hê. En ek het al besonder onwelkom gevoel in daai gevalle. Hierdie gebeurtenis is interessant, want in al die Joodse gebruike is daar 'n gasvryheidsding wat jy moet doen. As iemand by jou huis aankom, omdat hulle so 'n bietjie deur die veld geloop het, en omdat hulle heeldag in die son is, en omdat hulle heeldag werk, dan was jy sy voete. Jy gee vir hom 'n emmer, laat hy net sy voete kan afwas voor hy in sy huis, omdat hy 'n bietjie vars voel. Jy gee gewoonlik vir hom 'n klein bietjie olie, dat hy net so 'n bietjie beter ruik, want ons het heeldag gestap. En as iemand in jou huis inkom, dan groet jy hom met 'n soen, om te sê, wees welkom hier. Hierdie ou Simon, die Fariseer, het omgegee oor wat is skoon. Die vrou het omgegee oor Jesus. Sy het omgegee oor hom. Daar was 'n liefde daar, 'n opregtheid. En ek dink dit is altyd vir my so die mooi ding van, saam met wie eet Jesus?
saam met opregte liefde mense. Maak nie saak wat hulle aan het nie. Maak nie saak van waar hulle kom nie, maar as hulle harte mense is wat omgee en lief het, dan sit jy langs daai mense en jy eet jou toebroodjie saam met hom. Dit beteken nie noodwendig Jesus het gaan sit en al die pablans, al die stoutste grappies gaan luister by die pablans nie. Maar goeie mense, mense met regte harte vir God, kry jy met alle tipe klere aan, en in al die generasies, al die plekke. Jy sit langs daai ou, en jy eet jou toebroodjie saam met hom. Jy deel met hom een van jou KitKats. Jy wys vir hom die menswaardigheid van hom, ek kan ook naby aan jou kom, en ek laat jou toe om naby aan my te kom. Daar is 'n grens wat sê, jy mag nie naby aan wees, ek gaan nie vir my nie. Want jou hart is goed. En jong vir die Here. Dit bly altyd vir my so waardevolle teken. Maar nou kom die laaste vraag. Jesus sê vir die vrou aan die einde, gaan in vrede. Ja, jou sondes is vergewe. En dan wonder jy, waartoe moet sy gaan? Waartoe moet die vrou nou regtig gaan? Waar is die plek waar iemand gaan hanteer met respek en liefde? Waar moet sy gaan sit? Wie moet sy haar genade gaan deel? So ek sit vanaand aan die tafel en ek dink die liefde wat ons het vir God kom baie keer in die feit dat ek nie besef dat ek ook maar aan die tafel met genade sit. So ek is bewus vanaand van wat se sondes God al vir my vergewe het. En wat se sondes ek nog steeds vanaand vir hom vra om my te vergewe van. En mag as ek by God se tafel kom sit, saam met enige mens wat daar sit, mag ek die een wees wat vir God sê, dankie dat ek daar mag sit. Eerder as die een wat voel, ek verdien om daar te wees. Ek dink dit is al die begin van hierdie hart. Saam met wie sit Christus aan tafel? Saam met elkeen wat hom lief het. Maak nie saak hoe hy lyk. Kom ons sluit die aan. Here Vader, ons sit vanaand aan die tafel saam met U, Here. En soos gister bely ons, Here, dat hierdie kos wat ons vanaand eet, het U vir ons voorberei. Hierdie tafel, hierdie sitplek wat ek het, Here, het U vir ons voorberei. Die mense saam met wie ons hier sit, Here, het U uitgenooi. En Here, ons is bewus dat daar ook maar in ons lewe is 'n klomp goed, Here, wat ons sou kon skei. Om te sê, weet jy wat, miskien moet jy aan die buitekant van hierdie stad gaan staan. Miskien is jy nie welkom by hierdie ete nie. En tog deel U brood. U sit op die vloer saam met ons. En U kom naby aan ons. Mag ons as ons hier uitgaan, Here, en elke tafel waar ons sit, mag ons bewus wees dat ons die regte gasheere is, wat mense wat welkom voel en tuis voel en naby ons, Here. Maar mag ons ook die regte gaste wees, wat opdaag en dankbaar is vir die tafels waarin ons sit. Ons vra dit nie omdat ons verdien nie, maar alleen omdat U genadig is. Amen.